Hartlik goeienaand by ons derde Pinkster biduur. Dis heerlik om elkeen weer vanaand hier te verwelkom en hier te sien. Wil hê dat ons vanaand se boodskap as ware aan hierdie volgende 2 verse vasmaak. Die eerste is Johannes 15 vers 5 waar Jesus praat en hy sê vir sy disippels: "Sonder my kan julle niks doen nie." Eintlik ongelooflike woorde wat Jesus sê. Sonder my kan julle niks doen nie. En dan in 2 Korintiërs 12, as Paulus amper so 'n bietjie kla oor die doring in sy vlees en sy swakheid, dan skryf hy die volgende: "Maar hy, dis die Here, het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Daarom," en dis nou weer Paulus wat sê, "daarom sal ek my liewer op my swakhede beroem, sodat Christus se krag my kan beskut." Dit het my nogal getref. Nie sodat Christus se krag my kan help om 'n klomp goed vir hom te doen nie, sodat Christus se krag my beskutting kan wees. Geliefdes, die Here wat vir ons ook kom sê vandag, sonder my kan julle niks doen nie. Hy wil naby aan ons wees. Hy wil hê dat ons hom regtig so naby aan ons sal toelaat, as ware in ons lewens mos, dat ons weet ons kan niks sonder hom doen nie, dat ons regtig niks sonder hom wil doen nie. En dis hierdie Here wat ons vanaand groet en vir ons sê genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Here, natuurlik kan 'n mens 'n klomp goed sonder U doen. Ons kan dalk selfs terugdink aan vandag wat verby is en wonder oor alles wat ons gedoen het. En dalk hier diep in ons harte sê, maar sjoe, het ek vandag iets gedoen waar ek werklik besef het die Here is by my, waar ek werklik onthou het dat ek eintlik niks wat ek doen kan doen sonder die Here nie. Here, help ons ook om te verstaan wat U sê, as U sê, sonder my kan julle niks doen nie. Help ons ook om vanaand te verstaan dat U krag eintlik ons beskutting is, en dat ons daarom maar kan swak wees voor U, broos wees kan wees voor U. En in 'n sin ook ons broosheid kan omhels. Want Here, dis juis in ons swakheid en ons broosheid wat U krag tot volle werking sal kom. Here, as ons vanaand U Heilige Gees se krag wat in ons werk oordink, as ons oordink wat dit beteken dat U vir U disippels sê, maar gaan bly in Jerusalem, wag totdat julle met krag van bo toe gerus is. Wat beteken hierdie krag in ons lewens? O Heilige Gees, wil U ook vanaand die ore van ons harte oopmaak, sodat ons dit kan hoor en verstaan. Amen. Ek kan nie anders as om vanaand met hierdie vraag te begin nie. Wanneer laas het jy iets gedoen wat jy nie in jou eie krag sou kon doen? Wanneer laas het jy iets gedoen wat jy nie in jou eie krag sou kon doen? As ons hierdie vraag deurtrek na die gemeente toe, wanneer laas het ons in die gemeente iets gedoen, iets aangepak, wat ons nie op ons eie sou kon doen nie? Want om van die Heilige Gees afhanklik te lewe, beteken dat ons weet dat ons niks sonder die Here kan doen nie. En daarom pak ons alles wat ons doen, alles wat ons aanpak, pak ons aan in volkome afhanklikheid van die Here.
Wanneer laas het jy iets gedoen wat jy nie in jou eie krag sou kon regkry nie? Ek is 'n bietjie bang om hierdie vraag self te beantwoord, so toe dink ek maar 'n bietjie aan die disippels. Dit is bietjie makliker om oor hulle te dink as oor jouself. Die disippels word gekonfronteer met meer as 10,000 mense en hulle het geen kos vir hierdie mense nie. Ons lees hoe hulle planne beraam en vir Jesus as ware wil sê, Jesus, stuur hulle tog maar net weg. Laat hulle maar self vir hulle gaan kos koop. Maar dan is dit asof Jesus hulle toets en hy sê vir hulle maar, gee julle vir hulle iets om te eet. Nou dis 'n godgroote opdrag. Natuurlik kan hulle dit nie in hulle eie krag doen nie. Maar hulle besef nie dat hulle dit in God se krag sal kan doen nie. So daarom gee hulle eintlik maar moed op. Daarom sê hulle Jesus, maar ons het maar net hierdie seentjies en 5 broodjies en 2 visse. Die winkel is baie ver, ons het nie genoeg geld nie. Hier's nie eens water vir almal om hulle hande te was nie, want onthou, hulle is goeie Jode, so die reinigingsgebruike moet ook nog nagekom word. Jy moet jou hande was voor jy eet. Nee, wat Jesus, stuur hulle liewer maar weg, dat hulle self sien kom klaar. Maar Jesus wys vir ons iets wat ons nie altyd besef nie en waaraan ons nie altyd dink nie. Hy wys vir sy disippels, hy kan, waar ons planne as mense ophou, waar ons krag ophou, daar begin God werk. Maar ek dink ook en veral as ons besef dat ook in die klein dingetjies, die kleinste goedjies wat ons doen, beteken eintlik niks as ons dit nie deur die krag van God self doen nie. Dis die kruks van die saak as Jesus vir sy disippels sê, sonder my kan julle niks doen nie. Nie net die godgroote goed nie, die dinge wat ons dink, maar sonder die Here sal ons dit regtig nie kan doen nie. Ook die kleiner goedjies. Soos om in die oggend op te staan. Soos om jou man of jou vrou of jou kinders lief te hê. Dit is godgroote goed. Dis dinge wat ons nie kan regkry sonder die Here nie. Maar tog weet ek ook, dat as die Here hierdie dinge nie deur ons doen nie, dan kan ons dit maar net sowel los. Die dinge wat ons dink, ons sonder hom kan regkry. En dit alles begin, as ons vir die Here in die sentrum van ons bestaan plaas. As ons weer vir God maak. Of as God bly in jou lewe. En jy elke dag so bewus daarvan lewe, dat jy hom op die troon van jou lewe hou, kom wat wil. En ek vat ons nou weer vanaand terug, na die voorbeeld van Filippus en die Ethiopiër, Handelinge hoofstuk 8. Dit is eintlik so 'n pragtige verhaal met soveel rykdom wat ons kan ontgin. 'n Engel van die Here het vir Filippus gesê, maak gereed en gaan na die suide met die pad wat van Jerusalem afwaarts loop na Gaza. Dit is 'n verlate pad. Dis Filippus het toe reg gemaak of gereed gemaak en vertrek. En kyk, daar was 'n man van Ethiopië, 'n hoë amptenaar van die Kandake, die koningin van die Ethiopiërs, wat in beheer van haar hele skatkis was en na Jerusalem gegaan het om te aanbid. Hy was op pad terug en het op sy wa die profeet Jesaja gesit en lees. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan nader en bly by daardie wa. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan nader en bly by daardie wa. En wat doen Filippus? Hy gaan en hy gaan loop langs die wa. Hoor ons vir Filippus sê, ag nee Here, ek is nie lus nie. Ag nee Here, dis 'n verlate gevaarlike pad daarie, ek gaan net moeilikheid soek as ek daar gaan loop. Of nee Here, dis darem 'n te onbenullige taak. Moet ek net langs die wa gaan loop? Want onthou, dis wat die Gees vir hom sê, gaan loop
langs die wa. Nie gaan vertel vir die Ethiopiër van Jesus Christus nie. Gaan loop net langs die wa. Maar Filippus gaan. Hy gaan loop langs die wa en hy hoor God is reeds besig. God is op daardie wa. God sit eintlik daar langs die Ethiopiër en daar's 'n ontmoeting wat plaasvind tussen God en Filippus en hierdie Ethiopiër en die krag van God kom tot volle werking, want hierdie Ethiopiër leer ken die Here, die God. Ja, hy aanbid al reeds soort van vir God, maar nou leer ken hy vir Jesus Christus. As Filippus nie gehoorsaam was nie, as Filippus nie gegaan het nie, sou hy die Here gemis het, want die Here was op daardie wa. Daarom wil ek hê dat ons nie vandag net sal dink aan die godgroote goed wat ons dink, dit kan ek nie sonder die Here doen. Dink ook aan die kleiner goed, net om langs die wa te gaan loop. Want as jy 'n getrou is in die kleiner dinge, dan sal God jou gebruik in die groter dinge. Ons kan nie vanaand hierdie Pinksterdienste hou sonder die Here nie. Sonder die krag van die Here nie. Ek kan nie in die oggend gaan sit en my Bybel oopmaak en stil raak by die Here en die Gees ontmoet as die Gees nie my oë oopmaak om hom tussen die bladsye van die Bybel te ontmoet nie. Voel dalk vir ons na klein goedjies, maar geliefdes, ons kan nie eers die Bybel lees sonder Jesus, sonder die krag van die Heilige Gees in ons nie. En wat is dalk die grootste, godgroote ding wat die Here doen? Dis wanneer iemand die Here ontmoet, tot bekering kom, sy of haar lewe aan die Here oorgee en sê, Here, U is nou op die troon van my hart. Is dit nie die grootste wonder wat God doen nie? Die grootste godgroote ding wat niks met ons krag of ons insette te maak het nie, maar net met God wat 'n mens se lewens werk. En ek gaan vanaand weer uit Handelinge 16 lees, die verhaal van Paulus hulle wat gekeer word wanneer hulle soontoe wil gaan en uiteindelik die visioen sien om na Macedonië toe te gaan. En dan lees ons, die Here het haar, dis Lydia, vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Dis nie Paulus wat so oulik was nie. Dis nie Paulus wat so goed gepreek het nie. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Ons lees dit in Handelinge 16. So hierdie gedeelte volg nou waar Paulus die visioen gesien het en hulle het alles probeer om so gou as moontlik in Macedonië te kom. So nou vertel dit vir ons die verhaal hoe hulle toe in Macedonië kom. Toe ons van Troas af vertrek het, het ons reguit na Samotrake gevaar. Die volgende dag na Neapolis en daarvandaan na Filippi, wat 'n toonaangewende stad was in daardie deel van Macedonië, 'n Romeinse kolonie. Maar interessant dat hulle na die toonaangewende stad toe gaan. Hulle gaan nie die klein dorpies nie, groot stad Filippi. In hierdie stad het ons 'n paar dae lank vertoef. Op die Sabbat het ons by die stadspoort uitgegaan na die rivier, waar ons vermoed het 'n bidplek was. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar gekom het. 'n Vrou uit die stad Thyatira, 'n purperhandelaar met die naam Lydia, wat God vereer het ook geluister. So hierdie vrou het al iets van die Here geweet. Sy het God vereer. Dalk 'n Joodse proseliet gewees, iemand wat die Jodendom aangeneem het, so sy het God vereer. En sy het geluister en die Here het haar hart oopgemaak om ag te slaan op wat Paulus gesê het. Want hulle het die evangelie van Jesus Christus verkondig. So hier hoor sy ook van Jesus. En nadat sy in haar huishouding gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom bly dan in my huis. En sy het ons oorgehaal. Geliefdes, Paulus sou kon preek tot hy blou is. As God nie gewerk het nie, sou dit niks
gehelp het nie. As dit nie was vir die Heilige Gees wat Lydia se hart ontvanklik maak vir God se woord deur Paulus nie, sou hy kon preek tot hy blou is. Maar ons moet die Here toelaat. Ons moet die Here toelaat om in ons lewens, in ons harte te werk. Ons moet oorgee aan die Here. Om te bely dat ons niks uit eie krag kan doen nie. Om te sê dat ons afhanklik is van die Heilige Gees. Dit word veral gesien in die klein dingetjies wat ons doen. As ons die klein dingetjies ook doen, in afhanklikheid van God. Ja, dit sal ook gesien word in die groter dinge wat ons doen. Daarom is dit ook nodig dat ons as kinders van die Here en as kerk sal waag om by God aan te sluit daar waar hy reeds werk. Dat ons ook langs die wa sal gaan loop as die Here ons soontoe stuur. Maar geliefdes, ons kan dit net doen as ons werklik besef, ons kan niks doen sonder die Heilige Gees nie. As ons nie in totale afhanklikheid van die Heilige Gees bly nie, as ons nie in die Heilige Gees se kragveld lewe nie, as ons nie die hele tyd ingestem is op die golflengte van die Gees nie, kan ons werklik niks doen nie. Dalk het ons as gemeente, dalk het jy, dalk het ek al gesê, kyk wat doen ek vir die Here. Dit is mos lekker om dit vir mekaar te vertel. Kyk wat doen ek vir die Here. Liefdes, as dit ons fokus en ons ingesteldheid is, as ons dink ons doen iets vir die Here, dan gaan ons eintlik maar ophou om daardie dinge te doen. Want dit is so belangrik dat ons sê, kyk wat doen die Here. Nie kyk wat doen ek vir die Here nie, maar kyk wat doen die Here. Dan weet ons kan niks sonder die Here doen nie. Want hoekom sal ons die Here se hulp inroep, as ons dink ons kan self die dingetjies vir die Here doen? Maar as ons dink ons kan self die dingetjies vir die Here doen, dan gaan ons net die dinge doen wat ons uit eie krag kan regkry. En dan gaan ons nooit dink, Here, gee vir my die krag, en doen dit deur my nie. God grote dinge. So ja, die klein dingetjies moet ons nie vergeet nie, maar ook nie die groter goed, wat die hele wêreld weet, ons nie sonder die Here kan doen nie. Daarom wanneer laas het ons in ons onmag, in absolute eerlikheid voor die Here gestaan, vir die Here gesê, Here, nou weet ek nie meer hoe verder nie. Here, ek is heeltemal onseker oor wat om nou te doen. Here, wys U vir my die weg. Ek wonder hieroor, want pak ons dinge aan wat ons weet ons nie sal kan regkry nie. Ons is goed met beplan. Ons stel begrotings op. Ons maak planne vir die jaar. En ons vra die Here se leiding, baie getrou. Maar maak ons planne wat groter is as ons eie drome. Maak ons planne wat ons weet dat net dit is deur die Here se krag moontlik. En terwyl ek dit sê, weet ek dat ons werklik waar elkeen in afhanklikheid van die Here loop. Dat ook ons gemeente in afhanklikheid van die Here loop. Daarom sê ek, ons is op heilige grond. Want ek kan nie vanaand hier staan en sê, maar ag nee, wat ons kry eintlik niks reg nie, want ons doen dit nie in die krag van die Gees nie. Hier is so baie wat gebeur. Elkeen van ons is 'n disipel daar waar ons is. En glo ek, elkeen van ons is besig om te doen wat die Here van ons vra. Om die Here toe te laat om deur ons te werk. Maar die vraag is altyd, is die Here in die sentrum van wat ons doen? Doen ons dinge omdat ons wil goed lyk? Omdat ons 'n kloppie op die skouer soek van iemand wat sê, "Sjoe, julle is daarom oulik"? Of doen ons dinge omdat ons weet ons loop op heilige grond in die teenwoordigheid van die Here? Daarom doen ons dit. Nie vanuit eie krag nie, maar in die krag van die Heilige Gees. En geliefdes, terwyl ons vir die Here werk, kan ons maar weet,
Die God wat ons roep, die God wat ons stuur in die wêreld in, hy is die God wat ons ook die krag gee om daardie roeping te gaan uitleef. Die Here wat vir ons gesê het, jy moet jou vyande lief hê, hy is die Here wat ons die liefde gee in ons harte, om dit reg te kry, om lief te hê. Die Here wat ons uitstuur na 'n verlore wêreld, hy is die Here wat vir ons die krag en die woorde gee, om te gaan getuig, en elke dag tot sy eer te lewe. Ek dink weer eens aan 'n voorbeeld. Ananias, jy moet na Paulus toe gaan. Daai tyd nog Saulus. Jy moet na Saulus toe gaan. Hy's daar in 'n huis in Reguitstraat. Hy's besig om te vas en te bid. Nee, Here. Ek kan nie na Saulus toe gaan nie, hy gaan my doodmaak. Ek kan nogal dink dat sy broek effens gebewe het terwyl hy aanstap na Reguitstraat toe. Maar toe hy die deur oopmaak en vir Saulus sien, toe groet hy hom, Saul, broer. Alleen in die krag van die Gees kon hy dit doen. Nie uit eie krag nie, sonder U kan ek niks doen nie, Here. Help my, Here, ek het U nodig, Here. Wat sou maak dat Petrus op Pinksterdag opstaan en sonder vrees getuig? Meer as 5000 mense kom tot bekering. Nie uit eie krag nie, Here. Alleen in die krag van die Gees, in afhanklikheid van die Heilige Gees. God, grote dinge. Dinge wat te groot is vir ons as mense. Is goed wat meer is as wat mense kan doen. En God wil juis hê dat ons ook hierdie godgrote dinge sal aanpak, sodat sy almag en sy krag daardeur kan blyk. Wat gebeur as Petrus vir Tabitha uit die dood opwek? Handelinge 9, ongelooflike storie. Maar dis nie Petrus wat vir Tabitha uit die dood opwek nie. Dis God. Dis God wat haar opwek. Die hele Joppe het hiervan gehoor en baie mense het tot geloof in die Here gekom. As ons die Here toelaat om deur ons te werk, om deur ons God grote dinge te doen, sal baie mense tot geloof in die Here kom. Daarom sien die mense vir God aan die werk, of sien die mense vir my en vir jou aan die werk. Paulus het bely, God se krag word in my swakheid volbring. God se krag word in my swakheid volbring. Geliefdes, as ons besef, ons hoef nie Superman of Superwoman te wees nie. As ons besef dat die Here in ons swakheid juis werk, dis dan wanneer ons bruikbaar word vir die Here. Ons is kleipotte, gebroke kleipotte. Dis vir my een van die verrassendste beelde wat die Bybel gebruik om na God se kinders te verwys. Dat die Bybel sê ons is kwesbaar en broos. En as ons dit erken, en as ons so gebreek voor die Here gaan staan, dan kan die Here ons werklik gebruik. Maar dit is nie maklik nie. Ons lees dit in 2 Korintiërs 4 vers 7. Ons is kleipotte wat maklik breek en dan die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Die krag wat alles oortref, kom van God, nie van ons nie. Ons is kwesbare gebreekte stukke erde, op sigself eintlik nutteloos, want wat maak jy nou met 'n gebreekte erdekruik? Wat maak 'n mens dan? Ons as gewone mense gooi dit weg. Maar gelukkig is God
die hemelse pottebakker. Want ek weet nie veel van pottebakkery nie, maar hulle sê pottebakkers kan daardie gebreekte erdekruit neem. Hulle kan dit weer maal tot 'n fyn poeier. En dan meng hulle daardie poeier met nuwe klei. En dit maak daardie nuwe klei net soveel sterker. As ons gebroke kleipotte in God se hande is, skynbaar nuttelose stukke onmag, dan kan die Here ons maal. Dan kan hy ons verlos van ons ekkigheid en ons kan opgeneem word in 'n nuwe gemeenskap. Gemeenskap van die lewende Here. Nou geliefdes, dalk is die heel moeilikste gebed om te bid. Here, vat my krag weg, sodat u krag deur my kan sigbaar word. Vat my krag weg, sodat u krag deur my kan sigbaar word. Sien mense vir God raak as hulle na jou kyk en na wat jy doen? Of sien hulle vir Leon raak? Of sit jou naam daarin? Sien mense die NG Kerk Groot Brakrivier raak? Of sien hulle vir God raak, daar waar ons diensbaar is? Daarom is dit so belangrik dat ons as gebreekte kleipotte onsself in God se hande plaas en die gebed van selfbekering bid. Sê, Here, maak my los van myself, van my ekkigheid, verlos my daarvan en rig my oë op U, sodat ek in U krag sal lewe. Om afhanklik van die Heilige Gees te lewe, is om in sy krag alles te doen, van die kleinste tot die godgroote dinge. Maar self die klein dingetjies is godgroote goed in die hand van die Heilige Gees. Amen. Voordat ons saam bid, wil ek vra dat julle nou weer so na mekaar toe draai, so 2-2 of 3-3. En sê nou vir mekaar, waar het jy vandag iets gedoen wat net die Here eintlik kan doen? Waar het jy vandag iets gedoen wat net die Here kan doen? Ek hoop nie julle dink te lank daaroor nie. Draai gou na mekaar toe en sê vir mekaar. Soos wat ons so met mekaar praat, kom ons bly so na mekaar gedraai en gaan voor in gebed en vra vir die Here om sy gemeente en vir ons as die lidmate te help om regtig in afhanklikheid van hom te lewe. Dra gerus die gemeente en die werk van die gemeente nou aan die Here op. So draai so 2-2-3-3 na mekaar toe en dan bid ons saam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Jy gaan lewe in die krag van die Heilige Gees. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.